Kom ons bid gou saam. Dankie Here dat U groot en goed is. En ons het U lof besing vanmôre. U is wonderbaarlik groot en goed vir ons. En ons prys U daarvoor. Ons loof U daarvoor, Vader. Dankie ook dat U met ons praat vanmôre en daar reeds begin praat. Met die getuienis en Vader, dit wat Jean met ons gedeel het. Dat ons sal wandel in lig soos wat U in die lig is. Dat U ons geroep het om lig te wees, sout te wees. En Vader, ek wil bid nou soos wat ons die woord gaan deel, dat U met ons sal praat. U weet wie elke van ons is. En dat U ons sal ontmoet vanmôre. En dat U ons sal lei van heerlikheid tot heerlikheid saam met U. Dit is ons gebed in Jesus naam. Amen. Kom ons blaai gou na Lukas 13. Lukas 13, ek wil gou laat ons daar weer begin volgend. Lukas 13. En ek glo dit gaan die laaste Sondag wees wat ek bietjie oor hierdie onderwerp praat, oor die dood, die realiteit van die dood en dat ons gereed moet wees vir die dood. Dis iets wat ons almal gaan beleef en ervaar, behalwe as ons kom al voor die tyd, dis ook moontlik, maar die realiteit is, die dood gaan kom en dat ons almal gereed sal wees vir dit. En dan die tweede ding wat ek gedeel het is ook dat ons beloon geword as ons in die hemel is. Daar gaan loon wees. Wat ek wil lees vanoggend is, ek wil begin by in Lukas 13, waar Jesus praat, vers 23. En hierdie dan praat nogal met my, en ek wil bietjie met u gesels oor dit, want dit voel nie in my oor hierdie ding wat Jesus sê. Kom ons begin by vers 23. Hy sê, toe sê iemand vir hom, Jesus het van dorp na dorp gegaan, en iemand vra toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, Jesus wat hier praat, stry hard. Hy sê nie gemaklik wees, hy sê, stry hard om in te gaan deur die noupoort. Want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Dit praat nogal, my is nou al 3 weke wat die Here my praat oor, min gaan ingaan. Die minderheid gaan ingaan. En dan sê hy, kom ons lees aan, hy sê dan, wanneer die eienaar van die huis opstaan en deur gesluit het hulle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê, Here, Here, maak vir ons oop. En hy sal antwoord vir julle sê, ek ken julle nie, van waar julle vandaan kom nie. En dan sal julle begin sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en u het op ons strate geleer. Vers 27, en hy sê vir hulle, ek sê vir julle, ek ken julle nie van waar julle vandaan is nie. Gaan weg van my, al julle werkers van ongeregtigheid. En soos ek sê, is nou, kom ons lees nou tot sover. Is nou 3 weke wat die Here my praat oor hierdie ding, wat is 'n skokkende stelling wat Jesus eintlik maak. Toe ek 'n student was op Pikke, het hulle almal wat farmaseutika, aptekerswese gestudeer het, al die eerstejaars, het hulle byvoorbeeld in een koshuis gesit, en dit was in my koshuis waar ek was. Ek het dit nie gestudeer nie, maar die grootste meerderheid was, ek dink daar was 32 of 33 van hulle, man studente. Dus soos, ja, man student, en daar's in 'n ander koshuis was al die teoloë, of die meeste van die mense wat teologie gestudeer het. So het hulle probeer die eerstejaars by mekaar te sit, sodat as hulle studeer en as krisisse kan met mekaar gesels. En aan die einde van die aptekerswese, aan die einde van die 4 jaar kursus, van die 32 was daar 4
wat geslaag het. Net 4 het deurgekom. Nou ek dink as jy by kursus aansluit en hulle sê, min van julle gaan dit maak, dan dink ek verander jy som van kursus. Maar wat interessant is, Jesus sê, min gaan dit maak. En dis 'n ding wat voel in my hart. Wat is die rede, Here, dat min dit nie, in die koninkryk gaan ingaan? Want daar is so baie wat sê, ons is Christene, ons Suid-Afrika se Christen volk, sê ons. En die Here sê, min gaan dit maak. Wat is die rede dat mense nie gaan ingaan nie? Waar Jesus vir hulle gaan sê, maar ek ken jou nie. En ek het hierdie dan bietjie bepeins en bedink en geredeneer, en ek wil vir u sê volgende net sê, en ek sê nie dis al nie. Maar dit wat ek ervaar, die Here my gedeel, wat ek met u wil deel is, ek sien hier's 3 groepe mense wat dit nie gaan maak nie. Persone wat ek glo nie die koninkryk gaan inkom nie. En ek gaan gou vir julle die 3 gee. Is persone wat nie tot die geloof in Christus Jesus gekom het nie. Dis die eerste groep, en ek gaan 'n bietjie daaroor praat. Persone wat nie tot geloof in Jesus Christus kom nie. Die tweede groep is persone wat afvallig geword het van die geloof in Jesus Christus. En die derde groep mense het ek geskryf, persone wat afvallig geword het as gevolg van versoekinge. Ek wil deel met u oor hierdie 3 groepe. Die eerste groep is persone wat nie tot geloof in Christus Jesus gekom het nie. En daar's baie van hulle. Ons praat van die ateïste en ander gelowiges, moslems. En baie van hulle, raai wat, ken die Bybel uit hulle kop uit. Ek het nou dag op myself op YouTube gekry, is 'n moslim, hy ken die Bybel beter as wat ek hom ken. Met ander woorde, selfs ateïste wat sal redeneer met Christene, wat sal redeneer oor die waarheid van die Bybel, wat die Bybel baie goed ken. Maar Christus is nie 'n verlosser nie. Hulle het nie tot die geloof gekom en sê, hy is die een wat my kan red nie. Met ander woorde, is mense wat selfs die Bybel ken, weet dat Jesus daar was, maar hy is nie saligmaker nie. Hulle het nooit bely met hulle eie monde en hulle harte sê, Jesus, wie is koning vir my lewe. Hulle plaas nie hulle geloof in Christus nie. Dis die eerste groep wat daar is. Hulle sien hom as 'n profeet, of hulle sê, daar is in geval, hy is nie God nie. En dis die maklike groep om te sê, ons weet verseker, hulle gaan die koninkryk volg nie ingaan nie. Hoekom? Want Jesus is die enigste weg in die waarheid na die Vader toe. En daarom kan ons sê, hierdie mense, wat nie hulle geloof in Christus Jesus het nie, gaan verseker die koninkryk van God nie ingaan nie. Die tweede groep mense, onder hierdie mense, wat nie Jesus as koning van hulle lewens het nie, die tweede groep is die meer seer groep vir my. Dis kerkgangers of godsdienstige mense. Kerkgangers, godsdienstige mense. Ons begin by godsdienstige persone. Ons moet onthou, die Jode vandag nog verwerp vir Jesus. Hulle lees die Torah, die eerste 5 Bybels, en glo daaraan. Maar hulle geloof is nie in Jesus Christus nie. Toe ons was dit Italië, waar was ons gewees? Vatikaanstad. Toe ons in Italië was, by die Vatikaanstad, dis 20 jaar terug. Maar nee, is nie so baie terug. Toe ons daar was, toe gaan ons na die Vatikaan. Die Vatikaan. Pommy was saam, jy kan hoor, hy kan praat, Barbara was ook daar. En ons sit so op die bus, en ons sien mense staan in 6 of 9's, en dis kolos mense wat daar staan, duisende, wat wil ingaan, waarvan meeste katholieke is, ons het ook ingegaan, en Dion maak 'n stelling, as ek daaraan dink, dan raak ek emosioneel, hy sê om te dink, meeste van hierdie mense,
gaan nie hemel toe gaan nie. Duisende van hulle. En die rede is, omdat hulle 'n geloof in Jesus Christus plaas. En ek sê nie al die Katolieke gaan hel toe nie. Maar die woord is duidelik, Jesus moet jou saligmaker wees. Jy moet glo dat Jesus jou verlosser is. Daar's net een weg. Dis weg deur Jesus Christus. En dis die hartseer. Die tweede groep in hierdie mense wat kerkgangers is mense vir wie ek en jy baie lief is. Hulle sit in kerke elke Sondag, maar hulle word nie geleer dat jou geloof moet in Jesus wees nie. Hulle glo as jy in die verbond gebore is, gaan jy hemel toe. Jy hoef nie persoonlik Jesus in te nooi in jou hart nie. En daar's baie van hierdie mense vir wie ons lief is, wat nie die persoonlike verhouding met Christus het nie, wat nie hulle geloof persoonlik in Jesus het nie. En dis mense wat gereeld kerk toe gaan, elke dag, elke Sondag dalk kerk toe gaan. Maar hulle vertrou is nie in Christus nie. En dis hartseer, want Jesus sê, ek is die weg en ek is die waarheid. Niemand gaan na die Vader toe, behalwe deur my nie. Reg, dis die mense wat nie hulle geloof in Christus het. Die tweede groep wat ek geskryf het is persone wat afvallig geword het van die geloof in Christus Jesus. Persone wat afvallig geword het van die geloof in Christus Jesus. Ek en my vrou het 'n familie geken wat hier in die gemeente was. Baie lief vir die Here. En daar het 'n dag gekom wat die dame net gesê het, ek glo nie meer in Jesus Christus nie. Hy is nie verlosser nie. Die goed wat julle vir ons geleer het, is nie waar nie. Daar's baie paaie na die top van die berg, en hy is nie die enigste weg nie. En is iemand wat ons baie lief het. Met ander woorde, is iemand wat geglo het in Jesus Christus, en dan gesê het, nee, maar ek glo nou nie meer nie. Kan dit gebeur? Kom ons kyk wat sê die Bybel. Kom ons gaan na Hebreërs 10 toe. Hebreërs 10. Hebreërs 10. En daar is ander voorbeelde ook, maar ek gaan fokus op hierdie twee. Hebreërs 10 vers 36 tot 39. Hebreërs 10 vers 36. Hebreërs 10 vers 36. Hy sê, want julle het lydsaamheid nodig, omdat nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte verkry het. Want Hebreërs 10, dit lyk nie maar 36. Kom ek lees net weer. Want julle het lydsaamheid nodig, omdat nadat julle die belofte lydsaamheid nodig, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte verkry het. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Vers 38, baie belangrik. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Jy kan jou geloof onttrek en nie glo in Jesus Christus meer nie. En dan sê hy, my siel het geen welbehae in hom nie, vers 39. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud vir die lewe. Tweede skrifgedeelte is 1 Timoteus 4. Kom ons blaai gou net 'n paar bladsye terug. 1 Timoteus 4 vers 1.
2 Timoteus 4 vers 1, hy sê, 2 Timoteus 4 vers 1 sê, as volg, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidelike geeste en lering van duiwels sal aanneem. Waarvan het afvallig geword? Van hulle geloof. Onthou jy, ek het met u gepraat so ruk terug. Beproewinge is daar. Daar kom in Jakobus 1, beproewinge kom oor ons lewens, en die doel van beproewinge oor ons lewens is om ons geloof aan te val. Ek het vir u gesê, baie keer sit daar mense voor ons wat iemand aan die dood afgestaan het. Dan sê hulle, as God dit aan my gedoen, hoekom God dit aan my gedoen? En hulle praat, beskuldig God daarvan, en dan meeste van die tyd draai sulke mense hulle rug van God af. En sê, ek wil hierdie God nie meer dien nie. Met ander woorde, hulle geloof wat in Christus was, hulle sê, nee, ek glo nie meer in Jesus. En hulle, toe ek en my vrou daaroor praat, toe sê ons, hulle sweer eintlik Christus af. Hulle sê, ek glo nie meer Jesus is die redder nie. Baie van hulle word ateïste, New Age, is goed wat hulle navolg, betrokke by ander afgode, maar jy kan sê, ek glo nie in Jesus Christus nie. Omtrent hoe toe ons tot geloof gekom, dit was 'n vrye keuse. Jy sê, Here, wees koning van my lewe. En daar's mense wat dan sê, Here, Jesus is nie meer koning van my lewe nie. Reg, dis die tweede groep mense wat ons kry. Dis mense wat Jesus Christus verwerp en nie erken dat hy koning is van hulle lewe nie. Die derde groep mense, wat ek sê, is persone wat afvallig word as gevolg van versoekinge. Onthou, beproewinge val my geloof aan. Versoekinge is daar om my te laat sonde doen. Ek dit dalk net sê, onthou ek en jy is in 'n konflik. Die oomblik toe jy gesê het, Jesus, wees koning van my lewe, het ons in konflik gekom met die gees van die wêreld en die God van hierdie wêreld. En hy sal alles in sy vermoë doen, deur beproewinge of versoekinge, om my weg te kry van God. Ek moet dit dalk weer sê. Die vyand sal enigiets doen, om my en jou weg te kry van die koninkryk van God. En hy val ons aan deur beproewinge, of versoekings. Beproewing is daar om my weg te kry van geloof in hom. Iets slegs het my gebeur. Here, hoekom doen u dit aan my? Hoekom verstaan nie? Dit is om my geloof te steel. Die tweede ding wat hy doen is versoeking wat hy bring. Met ander woorde, hy verlei ons met die gees van die wêreld. En ek en jy weet, ons is in 'n oorlog. Die vyand wil ons graag terugwend vir homself en vir sy koninkryk. En daarom as daar versoeking kom of sondig, dan sê die God ons moet dit teëstaan. En Jean het mooi gelees, ons is lig en ons wandel in die lig. Kom ons gaan na Romeine 11 toe. Romeine 11. Ek wil net daar 'n skrif lees dat ek duidelik vir u sê, ja, Romeine 11. Daar's baie ander skrifte, maar ek het gekies om hom te lees. Romeine 11 vers 6 volgend. Romeine 11 vers 6. Hy praat net daarvan, en as ons deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Anders is die genade geen genade nie. Maar as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders as die werke geen werke meer nie. Met ander woorde, hy sê, ons word gered deur die geloof in Jesus Christus, nie deur ons werke nie. Met ander woorde, ek wil vir u sê, en ek glo dit, die enigste manier vir my en vir jou om in die hemel in te gaan, jy moet jou geloof in Jesus Christus bely. Jy moet met jou mond bely, Jesus is koning vir jou lewe, en jou hart dit glo. Jou werke gaan jou nie in die hemel kry nie. Maar,
werke het effek in jou lewe. Ek sê jy sal beloon word vir jou werke. Kom ons kyk wat is die effek van sonde in mense lewens. Kom ons gaan na Hebreërs 3 toe. Hebreërs 3. Hebreërs 3. Ek gaan vers 1 net lees, en dan gaan ons die volgendes ook lees. Vers 12 tot 14. Hebreërs 3 vers 1. Hoor bietjie, omdat die brief Hebreërs, die meeste teoloog glo Paulus het dit geskryf, omdat die styl lyk na soos Paulus, die goed wat hy sê, en dit is geskryf aan die Hebreërs. Maar hier in vers 3, hoofstuk 3 vers 1 sê hy, daarom heilige broers en deelgenote van die hemelse roeping. Ek wil net hê en mooi sien, met wie praat hy? Hy praat met die broers, heiliges, met ander woorde, heilige broers en deelgenote van die hemelse roeping. Hy praat met Christene, mense wat glo dat Jesus Christus hul verlosser is. Dis met wie hy praat. Kom ons gaan nou na vers 12 toe. Hy sê daar, sorg daarvoor broers, dat daar nie miskien een van julle 'n bose of 'n ongelowige is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Hy praat van jy kan afvallig word, hy praat met die broers. Vers 13, hy sê, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, en as ons net die begin van ons vertrou tot die einde toe onwrikbaar vashou. Met ander woorde, hy vermaan mense dat sonde nie maak dat jy afvallig gaan word nie. En die effek van as jy afvallig word, aanhou sonde doen, dan verhard jou hart. In vers 12 sê dit, reg. Kom ons gaan die tweede skrifgedeelte wat ek wil lees is 2 Petrus 2. Ons praat oor die effek van sonde. Sonde kan maak dat jy afvallig word. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 vers 20. Petrus 2 vers 20. Dit lees as volg. Hy sê, want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en die Saligmaker, Jesus Christus, die besmette van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Met ander woorde, hy sê, mense het tot die kennis van Jesus Christus gekom. En Jesus, koning van lewe gemaak. Hulle het uit die besmette wêreld uitgekom, Jesus as koning van lewe gemaak, en nou het hulle toegelaat dat hierdie goed hulle weer verstrik, en hulle teruggeval na die eerste dinge, na die eerste dinge. Ons lees net weer, hy sê, want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker, Jesus Christus, die besmetting van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Vers 21, want dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het, as dat hulle nadat hulle dit geleer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Hier kan ons sien, hulle was in die wêreld, hulle het Jesus aangeneem as koning van die lewe, maar die verleiding van die wêreld het veroorsaak dat hulle rug weer gekeer het teenoor Christus. Kom ons lees die laaste gedeelte voordat ek self duik. Kom ons gaan na 1 Johannes toe.
1 Johannes is net aan 1 Johannes 2. 1 Johannes 2, vers 15. Bekende deel wat ons al gelees het in die kerk. 1 Johannes 2:15, hy sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge van hier wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerte van die vlees, die begeerte van die oë en die grootheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en die begeerlike, maar hy wat in die wil van God doen, bly vir ewig. Met ander woorde, wat die boek wat Johannes sê is, die gees van die wêreld wil ons verlei, insluk weer. En Jesus van die begin af sê, moenie toelaat dat jy soos die wêreld word nie. Wat doen sonde? Wat gebeur met sonde is, hy sê, wat sonde doen, hy verhard jou hart. En dit maak dat jou verhouding met die Here afkoel. En dat jy nader terugkeer na jou ou natuur. Onthou toe ons Jesus aangeneem het, as koning van ons lewens, het ons so, ek se nuwe skepsel. Al die ou dinge het verbygaan, kyk, alles het nuut geword. Wat gebeur nou as ons sonde doen? Ons begin die ou lewe innooi in ons lewens, en ons begin sonde doen, en dit veroorsaak dat my hart verhard. My verhouding met God verkoel. Hoekom? Want ek voel skuldig, ek wil nie meer gemeenskap met hom hê nie, ek bly weg van God, ek bly weg van sy woord, ek bly weg van gebed, en op die ou einde verhard my hart, en ek het nie meer lewende verhouding met God nie. Is nie dat God my verwerp nie. Luister mooi, God sal my nooit verlaat, begewe of verlaat, nooit nie. Maar ek, deur die sonde wat ek doen in my lewe, kan maak dat ek wegbeweeg van God, en ek nie meer 'n lewende verhouding met God sal hê nie. Hy sê in Petrus, hy sê, hierdie mense was in die wêreld, toe het hulle Jesus aangeneem as koning van lewe, en toe het hulle teruggedraai, en weer die wêreldse dinge begin doen. En dis die gevaar van hierdie wêreld. My boetie en sussie, ek wil vir u sê, dis die grootste stryd wat ons stry in hierdie dae. Die wêreld wil ons formeer soos hulle. Romeine 12 vers 2. Hy wil ons vorm dat ons sal dink en praat en regeer maak soos die wêreld. En God sê nee, jy moet verander word deur jou denke. Ons bedink wat daarbo is. En ek wil vir julle sê, dis die grootste uitdaging vir ons as ou mense en vir jong mense veral. Grootste uitdaging. Ons om nie toe te laat dat die gees van die wêreld hier heers in ons lewens nie. Wat sê ek? Ek wil vir jou sê vanoggend, my boetie en sussie, maak seker dat Jesus koning vir jou lewe is. Net omdat jy in die kerk sit elke dag, beteken nie jy gaan hemel toe nie. Beteken nie hy ken jou nie. Nommer 2, is dit geweldig belangrik dat jy sal vashou in jou geloof, wanneer daar beproewinge kom, om te sê, Here, maar u bly my God, u bly my koning. Maak nie saak wat gebeur nie. In the good and the bad, Here, u is my God, u is my koning. Nommer 3, moet nie toelaat dat sonde heers in jou lewe nie. Sondes maak dat jou hart verhard, en dat jy as gevolg van guilt, shame en condemnation, veroordelings, skuldgevoelens en, wat is 'n ander woord? Skuldgevoelens, veroordeling, dat ons God vermy, dat ons nie verhouding met hom wil bou nie. En God wil hê ons in 'n liefdesverhouding met hom staan. En ek wil hier uit met vanmôre en vir u sê, my boetie en sussie, kom ons wees gereed. Kom ons wees gereed. Hy sê in die laaste dae gaan mense begin afvallig raak. En ons leef in die laaste dae. Kom ons hou vas aan die Here. Gaan dit moeilik met jou? Hou vas aan die Here. Hou vas aan die Here. Sê Here, ek verstaan nie, maar u bly my koning, u is my God. En nommer 2, moet nie toelaat
laat sondes ons wegruk van God nie. God sal ons nooit begewe en verlaat nie, maar ons sal wegbeweeg van hom. Ek wil dalk Johannes, ek dink Johannes 8. Ek wil net gesin toe gaan. Die skrif wat sê, niemand sal ons uit sy hand uitruk nie. Is dit Johannes 8? Gideon? My vrou? Is Johannes? Ja, ek sien Johannes 8 nie. Kan iemand by, is Johannes 10. Is Johannes 10. Johannes 10 vers 28. Johannes 10, 28 lees as volg. Hy sê, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan nie, tot in ewigheid, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Reg, wat daar staan is waar, niemand kan ons ooit uitruk uit God se hand uit nie, nooit. Maar soos wat ons ingeklim het in sy hand, het ons die vryheid om uit te klim. Niemand kan jou uitruk daar nie. Maar soos dit 'n keuse was om te sê, Here, U is die koning van my lewe, U is my saligmaker. So het jy die keuse om te sê, Here, ek stel nie meer belang nie. As jy die vers net voor dit lees, hy sê, my skape luister my stem, ek ken hulle, en hulle volg my. Met ander woorde, as ons 'n verhouding met hom het, dis om hier sê, maar ek ken jou nie. Want jy volg hom, jy luister nie na hom nie. Amen. Reg, kom ons bid net saam. Baie dankie, Hemelse Vader, dat ons seker kan wees dat U koning van ons lewens is. En Here, help ons, laat ons nie op ons laure sal rus om te sê, ek het eendag my hart vir die Here gegee, dis dit nie. Here, maar laat ons 'n lewende, kragtige, liefdevolle verhouding met U sal bou. Dat wanneer ons oë toemaak hier op aarde, dat U sal sê, kom in my seun, kom in my dogter. Ek ken jou, ek het jou by die naam geroep. Jy's myne. Vader, ek bid vir elkeen van ons wat hier sit, elkeen wat luister, dat ons geloof en vertroue in Jesus Christus sal plaas. Laat ons sal bely, hy is die koning en die Heer van my lewe. Die wêreldse dinge trek my nie aan nie. Ek soek die koning en die koninkryk van my koning. Vader, ek bid vir elk van ons, dat in hierdie laaste dae, dat ons nie afvallig sal word van die geloof nie. Dat die sonde nie sal toelaat dat ons afval van U koninkryk nie. Ek wil bid en vra, Heilige Gees, lei ons, help ons, dat ons sal vas staan. Wanneer daar versoeking kom, wanneer daar beproewing kom, dat ons sal vas staan in U wat ons koning is. Dis my gebed vanmôre, Vader, vir elkeen van ons, in naam van Jesus Christus. Amen.